31 Januarie. Die engele is ons metgeselle. Hulle klim voortdurend op en af langs die hemelse leer. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spit tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. Genesis 28 vers 12. In hierdie spikkel van 'n aarde stel die hemelse heelal die grootste belang. Tog kom ons in aanraking met die besige gewoel van ons stede. Ons meng met die menigte in die drukke strate. Ons betree handelsmarke en wandel op die weë. En derentyd van die oggend tot die aand gedra die mense hulle asof handelssake, sport en plesier al is waaruit die lewe bestaan. Asof hierdie wêreld alleen die mensdom se gedagtes in besit moet neem. Hoe min bedink die onsigbare magte. Die ganse hemel stel intens belang in die mense wat so bedrywig is en tog nooit aan die onsigbare dink nie. Somtyds trek hemelse wesens die sluier oor die onsigbare wêreld op sy, sodat ons gedagtes weggevoer kan word van al die haas en gejaagdheid, en ons kan besef dat daar getuies is wat al ons woorde en dade betrag, terwyl ons handel dryf of dink dat ons alleen is. Hierdie hemelse wesens is dienende engele, en dikwels doen hulle as mense voor, en as vreemdelinge gesels hulle met diegene wat die werk van God verrig. Op eensame plekke was hulle al metgeselle van die reisigers in gevaar. Op skepe in stormgevaar het hulle in die uur van benoudheid woorde gespreek wat vrees verdryf en met hoop besiel. Onder verskillende omstandighede het baie al geluister na die stemme van die bewoners van ander wêrelde. Herhaaldelik was hulle die leiers van leermagte. Hulle is uitgestuur om pestsiektes te verdryf. Hulle het aan die nederige tafels van gesinne geëet, en dikwels het hulle verskyn as vermoeide reisigers op soek na herberg vir die nag. Hemelse engele werk in elke goeie saak met ons saam, en so word die aarde met die hemel verbind.